So jy kan die Bybels oopmaak, Psalm hoofstuk 1. Daar staan geskrywe, en ek lees uit die 53 vertaling. Welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom, wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel, en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Goeiemôre gemeente. Allereers wil ek ook al die ma's, oumas, geseënde Moedersdag toewens. En ek wil ook al die besoekers 'n baie welkom heet hier by die erediens vanoggend. En ek sien sommer nou hier van vooraf, ek het dit nie vroeër gesien nie. Ons het oud lidmate daar van Mosselbaai se kant af. Annie en Jeanette, wat ons vanmôre kom kuier, julle is baie welkom. En elke ander broer en suster wat ons vir 'n lang tyd nie gesien het nie, weens siekte, baie welkom vanmôre hier in die huis van die Here, by die gemeenskap van die gelowiges. Daarmee saam wil ek ook om vergifnis vra vir die kinders. Ek is nou nie so gesout soos om Iwer met die storievertellery nie, maar ons glo dat die Here ook deur sy woord in julle harte gaan werk. Kom ons sluit ons oë. Here, vanmôre wil ons saam met die hemelwesens uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here. En daarom beveel U ook vir ons in U woord, ons moet heilig wees, want U is heilig. Die psalmdigter vra, wie kan die berg bestyg? Wie kan in die teenwoordigheid van die Here kom? Dit is hulle met rein harte en skoon hande of 'n skoon gewete. En Here, dit is vanmôre my gebed dat ons deur die waterbad van U woord ons harte skoon gewas sal word en dat U ons deur U bloed sal kom reinig, sodat ons as heiliges bekleed met Jesus Christus se heiligheid, bekleed met U regverdigheid, Here, voor die troon van God kan kom. As ons dan nou U woord oopslaan, Here, wil ek vra dat U ons rustig sal maak, dat U ons kalm sal maak, dat ons nie vanoggend hier in die erediens sal wees soos Martha, wat bekommerd en besorg was oor baie dinge,
maar dat ons soos Maria aan U voete sal kom sit, Here, om gevul te word met U woord. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Soos jy daar op die skerm sien, is die tema strome van lewende water, en ons kry ons skriflesing uit Jesegiel 47 van vers 1 tot 12. Nou voordat ons dit lees, kan ek net 'n bietjie agtergrond gee. In die 25ste jaar van die Israeliete se ballingskap in Babylon, het God vir Jesegiel na die land Israel geneem. God het hom na Jerusalem geneem en op 'n hoë berg neergesit. Jesegiel 8 vers 3 sê, die Gees het vir Jesegiel tussen hemel en aarde opgelig en na Jerusalem geneem. Jesegiel het 'n man ontmoet wat gelyk het of hy van brons gemaak is. En daar het God vir Jesegiel 'n visioen van die tempel gegee. Hierdie man wat Jesegiel ontmoet het vir Jesegiel die hele tempelterrein as ook die tempel gewys en daardeur gestap. God se opdrag aan Jesegiel was, wat hy in die visioen sien, moes hy aan die huis van Israel bekend gaan maak. Dit kry ons in hoofstuk 40 vanaf vers 1 tot 5. Nou vanaf hoofstuk 40 tot by hoofstuk 46 het God vir Israel die mates van die tempelterrein en die tempel gegee. Die afwerking van die tempel, die buite en die binnemure, die poorte, die kamers, die portale en vensters. Die Here het vir hom voorskrifte oor die altaar gegee, hoe daar toegang tot die tempel gekry moes word, hoe daar in en uitgegaan moes word. Die Here het vir Jesegiel voorskrifte gegee oor die Levitiese priesters, die verdeling van die grond, oor die mates en gewigte van die offers, die wydingsgeskenke, die feeste en die offers en die kook en bakplekke. Dit het die Here nou alles vir Jesegiel in die visioen gegee en bekend gemaak, soos wat hierdie man saam met Jesegiel deur die tempelterrein en die tempel self gestap het. Nou uiteindelik het Jesegiel 'n stroom gesien wat uit die heiligdom gevloei het. En ons teks beskryf dit as volg. Kom ons lees saam. Hoofstuk 47 vanaf vers 1. Die man het my teruggeneem na die ingang van die tempel. Kyk, water het onder die drempel van die tempel uitgestroom aan die ooste kant. Die voorkant van die tempel was immers aan die ooste kant. Die water het onder die tempel uit aan die regterkant, suid van die altaar, afgevloei. Hy het my deur die noordelike poort uitgeneem en my buiteom laat gaan na die buitepoort wat oosfront. Kyk, water het uitgeborrel aan die regterkant. Toe die man in 'n oostelike rigting wegstap, was daar 'n maatlyn in sy hand. Hy het 1000 el afgemeet en my die water laat oorsteek. Water wat enkel diep was. Hy het nog 1000 afgemeet en my die water laat oorsteek. Water wat kniediep was. Hy het 1000 el afgemeet en my laat oorsteek. Water wat heupdiep was. Hy het nog 1000 afgemeet. 'n Stroom wat ek nie kon oorsteek nie. Ja, die water het gestyg. Water waarin 'n mens kon swem. 'n Stroom wat nie oorgesteek kan word nie. Hy het vir my gevra, sien jy dit?
mensekind. Hy het my weer na die stroomse wal laat terugkeer. Toe ek weer terug is daar, kyk, toe is daar op die stroomse walle 'n groot aantal bome aan albei kante. Die man sê toe vir my, hierdie water vloei weg na die oostelike streek en loop dan af na die Araba en kom by die see uit. In die see waar dit uitvloei word die water vars. Daar sal allerhande lewende wesens wees wat krioel. Oral waar die stroom kom, sal hulle leef en daar sal groot hoeveelhede vis wees. Want waar hierdie water kom, sal die soutwater vars word. Alles sal leef waar die stroom kom. Daar sal vissers langs die see staan, van En-Gedi af tot by En-Eglaim. Daar sal droogmaakplekke versleep nette wees. Daar sal geweldig baie soorte vis wees, net soos die vis in die groot see. Sy morasse en kuile sal egter nie vars word nie, vir soutontginning is dit bestem. Aan weerskante van die stroom op sy walle sal allerhande vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verwelk nie, en hulle vrugte sal nie opraak nie. Elke man sal hulle nuwe vrugte dra, want dit is uit die heiligdom wat hulle water vloei. Hulle vrugte sal as voedsel dien en hulle blare tot genesing. Tot sover. Dit is die woord van die Here. Nou nadat hierdie man wie Jesegiel daar op die berg ontmoet het, vir hom in die visioen deur die tempelterrein en die tempel gevat het, het hy vir Jesegiel teruggeneem na die ingang van die tempel. Jesegiel sien toe dat onder die drempel van die tempel water uitstroom of uitborrel. Die man stap toe in 'n oostelike rigting waarin die water vloei met 'n matband in sy hand, meet hy 1000 el af. 1000 el is ongeveer 500 meter. Die water in die stroom vir die eerste 1000 el was enkel diep, sê die Bybel. En hierdie man het gemaak dat Jesegiel die stroom oorsteek. Nog 1000 el verder moes Jesegiel weer die stroom oorsteek. En Jesegiel bevind dat die water kniediep was. 'n derde 1000 el is die water heupdiep. Toe Jesegiel dit oorsteek. Maar die 4de 1000 el kon Jesegiel nie deurstap nie. Die Bybel sê die water was te diep gewees. Dit was so diep dat jy nie anders kon as net daarin te kon swem nie. Nou van waar die water begin en tot omtrent 2000 meter of 4000 el, het dit al dieper geword. Nou hierdie beeld vir my uit die geestelike groei van 'n Christen. Hoe langer ons 'n pad met die Here stap, verdiep jy geestelik. Net soos hierdie stroom al dieper en al dieper word. Spreuke 4 vers 18 leer ons dieselfde les. Die gelowige se groei is soos die oggendlig. Dit skyn al hoe helderder totdat die volle dag aanbreek. Met ander woorde, die middagson.
In Johannes 7 vers 38 gebruik Jesus Jesegiel se beeld met verwysing na die geestelike lewe. Hy sê die wat in hom Jesus glo, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei na ander mense. Timmy is nie vanmôre hier nie, maar sy gebed 'n jaar of 2 gelede in die gebedskamer was dat hierdie gemeente sal geestelik groei en verdiep in die Here. Nou toe Jesegiel terug by die wal van die stroom is, sien hy 'n groot aantal bome op die walle aan weerskante van die stroom. Die teks sê nie vir ons of hierdie bome daar was terwyl hierdie man die stroom afgemeet het en Jesegiel dit oorgesteek het nie. Maar Jesegiel het egter eers die bome op die walle gesien toe hy terug was by die wal. Jesegiel het dus gefokus op dit wat hierdie man hom wys. Dat die stroom na elke 1000 el al dieper geword het. Soos wat Jesegiel dit oorgesteek het. Nou net soos Jesegiel nie rondgekyk het nie, so moet ons ook nie rondkyk nie. Ons moet fokus. Ons moet ons oë gefestig hou op Jesus Christus. Want wanneer ons op Jesus Christus fokus, wanneer ons ons oë op hom gefestig hou, sal ons die dieptes van die woord ontdek. Net soos wat Jesegiel die dieptes van hierdie stroom ontdek het. Maar ons moet nie vergeet waar hierdie stroom begin het nie. Die stroom begin by die tempel, die plek waar God sy besondere teenwoordigheid openbaar. En dus net so begin die lewende water vir ons by Christus, wat die nuwe tempel is. Die lewende water vloei uit Christus deur ons na ander toe. In vers 8 tot 12 vertel die man vir Jesegiel wat sy effek hierdie stroom het, oral waar dit vloei. Seewater word vars. En hier verwys Jesegiel na die dooie see, want verder aan verwys hy na die groot see. Die dooie see waarin daar, huidiglik, soos wat ons hier is vanmôre, niks leef nie. Maar die skrif sê, wanneer hierdie stroom in aanraking kom met die water van die dooie see, sal allerhande lewende wesens skreeu daarin. Daar sal groot hoeveelhede vis wees. Nie net groot hoeveelhede nie, maar geweldig baie soorte vis, net soos in die groot see. Hier verwys hy na die groot see. Alles gaan leef waar hierdie stroom kom, sê die skrif.
As dit die effek is wat hierdie stroom van lewende water het, wat uit die tempel uitvloei, dan ontstaan die vraag onwillekeurig. Wat se effek het ek en jy oral waar ons gaan? As mense byvoorbeeld in jou geselskap is, maak dit 'n indruk op hulle. Lei jy jou lewe sodat hulle die oorsprong van die rivier of die oorsprong van die stroom Jesus Christus soek. Broers en susters, soms dink ons lewens beïnvloed niemand nie. Maar mense hou ons dop sonder dat ons dit besef. Mense kan aangeraak word deur iets wat jy gesê het. Op daardie oomblik het jy dit nie besef nie. Maar later het jy gehoor dat jou woorde of optrede hulle gehelp het. En dit is my gebed vir elke Christen vanoggend. Of net daai drukkie wat jy vir daardie persoon gegee het, sonder om iets te sê, het baie beteken. Nou, omdat daar so baie en 'n groot verskeidenheid vis in hierdie stroom is, was daar ook vissers en droogmaakplekke vir hulle sleepnette, sê die Bybel. Toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Petrus en sy broer Andreas, waar hulle besig was om hulle nette in die see te gooi, gesien, want hulle was vissers. Jesus sê toe vir hulle, volg my, en ek sal julle vissers van mense maak. Matteus 4:19 sê, hulle het onmiddellik hulle nette gelos en Jesus gevolg. Jesus se uitnodiging is vandag nog dieselfde. Volg my. En ek sal julle vissers van mense maak. Petrus en Andreas het onmiddellik gehoorsaam. Hulle het hulle nette gelos en Jesus gevolg. Hoe gehoorsaam is jy vanmôre? Om jou sonde te los en Jesus te volg. Terug te draai na Jesus as jy gebackslide het. Die Here wil jou red en jou 'n werker in sy koninkryk maak. Vir die van ons wat bely dat ons die Here dien, ons moet nie lui wees nie. Ons moet ons moue oprol en visvang vir Jesus, soos wat die Sondagskool liedjie sê. Ons het 2 Sondae terug gehoor, as ons lui is, moet ons maar net gaan stil staan en kyk na die muur. Hoopelik gaan daai muur ons skaam maak, wanneer ons sien hoe hardwerkend daardie muur is. Hoe is ons werk vir die koninkryk van Jesus Christus?
'n verdere effek van hierdie stroom. Aan weerskante op die walle sal daar allerhande vrugtebome groei. Hierdie vrugtebome se blare sal nie verwelk nie. Hulle vrugte sal nie opraak nie, sê die Bybel. Elke man sal hulle nuwe vrugte dra. Hulle vrugte sal as voedsel dien en hulle blare tot genesing. Staan daar in vers 12 geskrywe. Ek sien nie vir Johan Meyer vanoggend hier nie. Verlede Saterdagoggend by die mannegroep het hy gesê, sy liewe moeder het gesê, wanneer ons by die Here is, sal daar tot skaapchoppies aan die bome wees. Reg om geëet te word. Nou dit is die vrug wat hierdie bome sal dra. Reg. Nou wat se effek het die vrugte wat ons dra? Is dit voedsaam en genesend? Ja. As ons die vrug van die Gees dra, liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing, sal dit definitief voedsaam en genesend wees. Galasiërs 5 vers 22. Dan kan iemand vra, maar hoe word ons? Hoe word ons soos hierdie vrugtebome wat altyd vrugte dra, waarvan die blare nie verdor nie? Ons moet in die woord van God geplant wees. Vreugde vind in die wet van die Here. Sy wet dag en nag oordink. Ons moet uit die woord van God en deur die woord van God leef. Dag en nag. Staan daar geskrywe in Psalm 1 wat Sean gelees het. Dan sal ons nie moeg word om goed te doen nie, maar elke dag geestelike vrugte dra. Want die Here versterk ons deur sy woord. Ek het die volgende storie gelees. 'n arme man het by 'n ryk man se deur geklop en hom vir kos gevra. Die ryk man stap terug in die huis en maak sommer die mandjie vol met goed wat hy daai die vullisdrom gehaal het. En hy gee dit vir hierdie arme man. Die arme man neem dit en hy gaan weg. Die volgende dag klop die arme man weer aan die ryk man se deur. Is amper soos die storie van die kat kom weer, net die volgende dag. Nou ja, toe die ryk man die deur oopmaak, gee die arme man vir hom hierdie mandjie. Maar hierdie mandjie is gevul met die mooiste veldblomme. Die ryk man sê vir hom, ek het vir jou gemors gegee. En jy gee vir my die mooiste blomme. Hoekom? Die arme man het geantwoord en gesê, 'n mens gee wat in jou hart is. By die ingang van die drempel van die tempel het die water uitgestroom, uitgeborrel. Water wat lewe gee, waarmee dit in aanraking kom.
is daar ook strome van lewende water wat vanmôre uit ons harte uitvloei. Strome van lewende water wat uit ons binneste vloei. Of vloei die gif van vyandskap, van twis, van woede, van selfsug, van tweespalt, van skeuring uit ons binneste. Dit is geskryf in Galasiërs 5, vers 20 en 21. Jesus het vir die Fariseërs gesê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n goeie boom dra goeie vrugte. 'n slegte boom, slegte vrugte. Matteus 12, vers 33 en 34. Maar vir die water wat onder die tempel uitgestroom het, om 'n lewegewende effek te hê, moes dit uit 'n heilige plek kom. In die middel van vers 12 staan geskrywe, elke man sal die bome nuwe vrugte dra, want dit is uit die heiligdom wat hulle water vloei. Die vrug van die Gees gaan nie outomaties uit jou stroom nie. Ons moet eers skoon gewas word met die waterbad van die woord. Ons moet eers gereinig word en geheilig word deur die bloed van Jesus Christus. Ons moet eers die knie buig, ons sonde bely en hom volg. Jesus Christus moet Here en God van ons lewens wees. Die Gees van God moet ons eers lewendig maak. Dan sal ons lewens 'n lewegewende effek hê oral waar ons gaan. Ons moet eers die fontein, eers die bron van die lewe, Jesus Christus ontdek. Sonder Jesus Christus, wat die bron van lewe is, kan daar nie 'n stroom van lewende water uit ons binneste vloei nie. Die vraag was, hoe lyk die vrugte wat ons dra? Maar miskien moet die vraag wees, dra jy vrug? Mense kan egter voorgee dat hulle die vrug van die Gees dra. Maar o wee, maak hom kwaad. Maak hom skrik. Dan sal jy sien en hoor wat uit sy binneste vloei. Die Bybel sê so 'n persoon, soos die vrye boom in Markus 11 vers 13, dit het blare, maar geen vrug nie. Mag ons wat bely dat ons Christene is, nie so is nie. Hoor wat sê Psalm 92, nie Psalm 192 nie, om veel. Hoor wat sê Psalm 92 vers 14 en 15. In die 33-53 vertaling lees dit so: in die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra.
Hulle sal vet en groen wees om te verkondig dat die Here reg is. My rots en in hom is geen onreg nie. Mag die Here die rots wees by wie ons skuil. Mag hy ons help dat hy ons tot ons grysse ouderdom hom sal dien en sy evangelie verkondig. Broers en susters, vriend en vriendin, soos hierdie waterstroom wat onder die drempel van die tempel uitgevloei het, verandering gebring het, waarmee dit in aanraking gekom het. Soutwater laat vars word het. Vrugtebome blywende vrugte laat dra het. So kan niemand dieselfde bly wanneer jy met Jesus Christus in aanraking kom. Soos wat hierdie stroom lewe gebring het in die dooie see waarmee dit in aanraking gekom het. So bring Jesus Christus dooie siele tot lewe wanneer ons met hom in aanraking kom. Ek nooi jou dus vanmôre uit. Kom swem in die reddende liefde en genade van die Here. Sodat die stroom van die evangelie uit jou binneste sal vloei. In Kempton Park tot in die uithoeke van die aarde. Net soos wat dit in Jerusalem begin het. Deur Judea en Samaria tot in die uithoeke van die aarde. Ek sluit af. Lees saam met my die visioen wat Johannes in Openbaring 22 gekry het. Ek lees vanaf vers 1 tot 5. Toe het die engel aan my 'n rivier met die water van die lewe gewys. Dit was helder soos kristal en het gestroom uit die troon van God en die Lam. In die middel met die hoofstraat aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe wat 12 keer vrugte dra. Elke maand dra dit vrug. En die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal geen vloek meer wees nie. Die troon van God en die Lam sal in die stad wees en sy diensknegte sal hom dien. Hulle sal sy aangesig sien en sy naam is op hulle voorkoppe. Daar sal ook nie meer nag wees nie. Die behoefte aan die lig van 'n lamp en die lig van die son sal nie meer bestaan nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle vir ewig en ewig as konings sal heers. Tot sover. Kom ons bid saam. Here, ons sien uit na die dag wanneer ons in die nuwe Jerusalem vir altyd en vir ewig in u teenwoordigheid sal wees. Maar tot dan, Here, help ons om nie stilstaande water te wees nie,
maar water wat vloei en 'n verskil in ander se lewens maak. Amen.